Kan jy konsentreer op honger? Mag ek kan nie. So ons gee vir die mense 'n pappie sodat hulle ietsie kan inkry en terselfdertyd by God kan uitkom. Goeiedag almal, welkom hier by ons Mele, Tanien, Muismils, TMM. Het is 'n voorreg om saam met julle 'n paar minute tyd te kan spandeer. Soos julle sien, is ons lekker hard besig om te maal en voorbereidings te doen, want daar's honger mense daar buitekant en terselfdertyd versprei ons die evangelie. Siele moet by Jesus uitkom. Ons is nou juist besig met 'n paar bestellings. Maandeliks voorsien God deur boere wat gehoorsaam is. En weer eens op hierdie kanaal wil ons weer dankie sê manne, dankie julle boere wat ingestel is op die Here se stem en dat julle bereid is om in te saai in bedieninge in sodat ander mense kan eet. Julle weet nie eens vir wie gee julle almal kos nie, want julle voorsien. Julle gee kos uit gehoorsaamheid. Dis 'n les wat ons almal leer. Ons moet gehoorsaam wees aan God se stem. Maar baie dankie. Hierdie is bestellings wat ons nou mee besig is vir sopkombuise in Appington, in Kimberley. Die meel gaan uit. Ons het 'n dametjie in Appington wat ook bestellings neem daagliks. En daagliks word dit ook gekoerier. So neem ook in ag as ek reg is word dit gepoedou. So daar is 'n bestellingsnommer ook op die sak. Ek glo hulle sal op hierdie video ook 'n bestellingsnommertjie plaas. Bestel jou lekker vars meel. Ons maal nou. Die mielies het gekom ongeveer 10 dae terug, 2 weke terug. Lekker vars. Ons eer die Here vir hierdie vrag mielies en wat ons nou kan voorberei. En dan ook het ons uitreikings. Ons wil graag. Kan jy konsentreer op honger? Mag ek kan nie. So ons gee vir die mense 'n pappie sodat hulle ietsie kan inkry en terselfdertyd by God kan uitkom sielkundig of geestelik, spiritueel by God kan uitkom. Op die meelsak is daar 'n gebedslynnommer wat u kan kontak. Ek glo dit sal ook nou op die skerm verskyn. Daar's 'n gebedslynnommer. As jy enige gebed verlang, asseblief skakel hierdie nommer. Maak nie saak in watse depressiewe stand jy sit nie. Gee 'n woord van bemoediging. Dit is lekker om ook lekker dinge te kan hoor hoe die Here werk daar buitekant. Chasing a light, holding on tight, living the moment. I'm gonna grow, I'm gonna glow, I know it. I got no fear, runway's clear, ready to take off, ready to take off. Someday, I know I'm looking in the right way. Oh, one day, keep praying, I keep praying. Breaking the chain, feeling the gain, now I'm rising. Open the gate, never too late, no hiding. Wings open wide, trusting my God, ready to take off, ready to take off. Op hierdie sak is ook die bekeringsgebed, 'n gebed wat jy kan bid om jou saak, om jou lewe en alles reg te maak met God. En weer soos ek sê, daar's 'n nommer, as jy verlang om bietjie te gesels, doen dit gerus. Asseblief kontak hierdie nommer en dan die groot ding is binne in hierdie sak. Moenie die saak koop laat hy daar lê en staan nie, geniet die meel, eet lekker en dan kry jy verrassing. Binnekant is 'n traktaatjie, 'n pamflet met die goeie nuus van Jesus Christus. Hy het gesterf, maar meer as dit, hy het opgestaan. Sodat ons vir ewig kan lewe, nie net vir nog 10 jaar of nog 20 jaar nie, vir ewig, gaan meer dit bietjie. Hy het opgestaan in die dood terwin dat ons kan lewe vir altyd saam met Jesus Christus. Volg asseblief hierdie traktaatjie, lees hom deur, as jy vra, daar gaan ook
Skakel gerus, kom by ons uit, dat ons mekaar kan dra, motiveer asseblief en by God kan uitkry. Geniet hier die hele pamflet, is 'n lekker traktaatjie wat u kan deurwerk van A tot Z, die goeie nuus van Jesus Christus sorgvuldig daaruit. En dan wil ek ook vir julle sê, terwyl ons nou op hierdie aspek is, ons is almal moeg, baie keer raak ons moeg, ons raak afgemat, ons verstaan nie altyd, ek probeer dan reg eet, ek probeer oefeninge inkry, maar ek voel net af. Ons moet meer en meer tyd, onthou hierdie les, by God se voete uitkom. Ons moet sy woord vat, ons moet dit lees, ons moet dit eet. Daar's bemoediging, en as jy af is, hy nooi ons uit, kom na my toe. In sy woord sê hy, kom na my toe, almal wat moeg en uitgeput is, depressiwiteit, enige ding, kom na Jesus toe. En nou gaan ek vir jou 'n voorbeeld noem. Hoekom moet ons stres, waar Jesus in die storms nie stres nie? In die storms wat sy disippels op die see uitgevaar het, daar was 'n storm. Jesus het na hulle toe uitgereik, hy het na hulle toe geloop, hy het hulle nie gelos nie, hy het na hulle toe gestap. So dit is vir ons ook 'n ding, kom ons stap bietjie na Jesus toe ook. Daar's 'n ding wat sê, it takes two to tango. So Jesus reik uit na ons toe, kom ons reik na hom toe, want hier is dit, dis 'n ware verhaal, dit is 'n gebeurtenis. Jesus het op die water geloop, hy het deur al daai storms en ongerieflikheid gegaan en uitgereik na sy disippels toe, nie net na hulle toe nie, na ons almal. Hy het nie gestres nie, kom ons kry hom as die anker, en ons hou vas aan Jesus Christus. Nog 'n ding, in die storms, terwyl sy mense besig is om te vaar, begin hulle bekommerd raak, wat gaan nou aan hierso? Waar is ons meester? Hy dan ook opgeklim, toe hulle hom gaan soek en hulle kry, toe lê hy in slaap. Is dit nie vir ons 'n voorbeeld nie? Hoekom stres ons so in die storms? Ons het almal storms, partykeer klein, partykeer groot. Miskien het ons nie nou 'n storm nie, miskien môre 'n haalstorm. Die gebeurtenis van die lewe, dit is denkbeeldige figuurlike storms van die lewe. Maar weer, Jesus het vir ons gewys, hy het geslaap, dis nie omdat hy nie omgegee het nie, dis omdat hy vir ons wil wys, ons moet kalm raak. Wat het hy gedoen toe hulle hom genader het? Hy het nie kwaad geraak en hulle te kere gegaan en geskel nie. Hy het gaan aanspreek en gesê storms bedaar. Nooi hom vandag in jou lewe in en vra hom om jou storm in jou lewe te kan kom bedaar, sodat ons oop kanaal, oop kop kan wees vir God en ook 'n lig kan wees en ander by God kan uitkry. Ons moet nie selfsugtig wees nie, kom ons dink aan ons buurman, kom ons kyk bietjie verder en dit wat Jesus vir my gedoen het en vir jou gedoen het, kom ons dra dit uit en bring soveel as moontlik. Onthou, die eerglas loop leeg, daar's min tyd. Ek het 'n insident gehad in die laaste week of 2 wat ek geskrik het en gedink het ek gaan dalk nie môre sien nie. Ek het regtig 'n benoude oomblik gehad. So dis die tyd, dis die oomblik. Niemand van ons weet of jy vanaand gaan sien nie. Jy's dalk nou by die werk. Jou vrou weet nie of jy vanmiddag by die huis gaan aankom nie, of vice versa. So maak nou reg terwyl daar tyd is. Dis nie 'n sielkundige dingetjie wat ek praat nie. Dit is net, God is buite tyd en ruimte. Hy is so almagtig. Hy het ons gemaak, hy het ons geskep. Hy is buite dit. Ons is nie. So ons is beperk. Ons weet nie wat nou gaan gebeur nie, maar God weet. Dis hoekom dit belangrik is, hou vas in Jesus se hand. Dan hoef jy nie te bang te wees en bekommerd te wees oor wat later gebeur nie. Jesus is lief vir julle. Staan vas in Jesus. Kom by hom uit so gou as moontlik. Dankie vir julle tyd in Jesus naam.